Markus hoofstuk 15. Markus hoofstuk 15. Ons gaan daar saam lees van vers 16 tot en met vers 32. Nou eintlik, as ons nou die ritme nou volg van die elke tweede keer uit Openbaring, dan moes ek eintlik vanmôre uit Openbaring verder gegaan het. Maar ek het dit goed gedink dat ons vandag die eerste ronde van die lydingstydperk. Die lydingstydperk is die 7 weke wat oploop na die kruisiging gebeur of na die Goeie Vrydag en die Opstanding Sondag. En dit word genoem die lydingstydperk. Die Engelse noem dit Lent. Dit is waarskynlik vriende wat daar in die Rooms-Katolieke kerk is of in Engelse kerk is, en hulle maak nogal baie daarvan dat hulle die 40 dae gewoonlik vas hulle of hulle sny as jy nou 'n bietjie soettand het, dan sny jy nou die suiker uit vir daai 40 dae, tipe van 'n toevertrouing aan die Here, tipe van 'n vas. Jy sê maar ons staan hierdie tyd af vir die Here. So dis in die gereformeerde tradisie het ons dit nie regtig dat ons vas nie of dat ons nou hierdie 40 dae iets spesifieks doen nie. Maar in die Engelse kerke, en waarskynlik baie van die vriende, doen hierdie Lent, soos hulle dit noem. En die gereformeerde kerk het dieselfde beginsel. Ons doen dit op Sondag, die 7 Sondag tot en met Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. So, vanmôre gaan ek dan wegbreek van die ritme van elke tweede Sondag Openbaring, en ons staan so 'n bietjie stil by hierdie gedeelte wat gaan oor Jesus se kruisiging. In die aard van die saak, lydingstydperk, moet vir jy sê, dit gaan oor die lyding van Christus. So dis nou tipies wat jy, prediking sal nou uit daai teks uitkom, oor die kruisiging en wat daar gebeur het. En dis wat ons van vanmôre ook gaan sien. Voordat ons saam gaan lees uit Markus 15, gaan ek vra dat die broeders staan, en bid ons saam, ons vra dat die Here ons sal seën met die antwoord van sy woord. Kom ons bid. Here, ons Here, U wat van ewigheid tot ewigheid is. U wat die gans ander is wat ons as mense eers kan begin om te begryp in die grootheid en almag en heerlikheid. Om te dink dat ons wat hier sit as U kinders, was voor die grondlegging van hierdie aarde, voordat daar enig iets bestaan het U alreeds geweet wie is U kinders. Ons is reeds die merk van U gegee op ons voorhoofde, gemerk kinders van die Allerhoogste. U het hierdie raadsplan wat ontvou oor die eeue en ons staan verstom. Ja, daar's baie dinge wat ons nie kan verstaan nie, wat ons uitsien om eendag as ons in die hemel is te kan vra, maar hoekom? Hoekom so? Maar vir nou staan ons in verwondering. Ons kan nie die genade beskryf. Ons kan dit nie indink dat U na ons toe kom. Ons wat ons rug op U draai, ons wat kies vir die wêreld, vir die sonde, elke dag, teen U. Dat U nog steeds die hand van genade na ons uitstrek. Dat U ons harte verander en nader trek, sodat ons vanmôre hier kan staan en sê, alles ons sondaars, ons het genade ontvang. Ons is begenadig in Jesus Christus. Here, dit gaan ons verstand te boven. Hoekom? Hoekom ons? En daarom, omdat ons nie die antwoord daarop het nie, ons weet nie hoekom U dit so kies nie, hoekom U dit so doen nie, kan ons net niks anders doen as om vir U te sê dankie. Dankie dat U ons nie maar net los nie. Dankie dat U ons maar nie net laat op ons eie aangang, aankarring in ons sonde, maar dat U met U Heilige Gees in en deur ons werk, en bemoeienis maak met ons, sodat ons uiteindelik U kinders kan wees. Here, ons bid vir ons gemeente, en al die werksaamhede van die gemeente. Ons vra dat U ons ook sal behoed en bewaar, ons sal seën. Ons gaan ook later, na die diens, terugvoer gee aan die gemeente, en ons vra dat ook U vir ons sal wys waar ons tekorte is, en waar ons probleme lê, en dat ons dit sal aanspreek, dat ons werklik waar ons self ook sal gaan ondersoek, sal vra, maar doen ons deel in die koninkryk. Here, ons bid vir die wat siek is. Ons bid vir die wat in rou is oor geliefdes wat afgesterf. Dink sonder in die belangrike gesin, met die afsterwe van Jannie se moeder. Here, ook van buite die gemeente, het ons gehoor van Tannie Memory, wat ook oorlede is. Ons bid ook vir daardie gesin. Here, so is daar baie ander wat ook geestelik siek is. Ons worstel met dinge, ons
struikel en ons val, ons twyfel. Here wil U tog vir ons sterk maak, vir die stryd teen die bose wat ons so aanval. Here, ons kom dan nou voor U nederigheid, stilte, ons het met verwagting gekom om U woord te hoor, en wil U dan nou tot elkeen van ons spreek. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. En geliefdes, sal sien, ek trek eintlik so die middel van die hoofstuk weg, maar van vers 16 af. Die eerste gedeelte, daai eerste 15 verse, gaan oor Jesus wat voor Pilatus is, en dan hy word so aangekla, en die Jode sê, maar kruisig hom, ons wil hom nie. En hy sê, maar ek vind nie fout in die man, wat moet ek nou maak? En dan dog hy, maar kom ons kyk, is dit nie dalk net die groot kokkedore, die Joodse leiers, is dit nie dalk net hulle wat hierdie ding dryf nie? En hy sê vir die massas, vir die mense, en hy sê, julle het nou 'n keuse, ek laat elke jaar iemand vrygaan, julle het nou 'n keuse, wil julle hierdie Jesus laat vrygaan, of wil julle vir Barabbas laat vrygaan, die misdadiger? En dan sweep die leiers vir die mense op, en sê, nee, laat Barabbas vrygaan. En dan sê hy, maar wat moet ek met Jesus doen, as geen skuld, en sy kruisig hom? Dan sê hy uiteindelik, dis onthou, sy was met sy hande, en sy vat hom dan weg. En dis nou wat nou gebeur het, dan lees ons daar van vers 16 af, toe lei die soldate hom weg, in die binnenplaas, weg van Pilatus af. Dit is die gouverneur se paleis, en hulle roep die hele leerafdeling by mekaar, en trek hom 'n purperkleed aan, 'n vleggekroon van dorings, en sit dit op hom. En hulle begin hom begroet, wees gegroet, koning van die Jode. En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof, en spieg op hom, en val op die knie en bring hom hulde. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purperkleed uit, en trek hom sy eie klere aan, en hulle lei hom weg om hom te kruisig. En hulle het 'n sekere Simon van Cyrene wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is as het vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit is die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. En het ook net daar so vinnig, hulle het gewerk die eerste uur, het begin by 6 uur. So as die 3de uur beteken, dit is nou 9 uur oggend. So hulle begin altyd by 6 uur. 3de uur is 9 uur, 6 uur, 12 uur, 9de uur, 3 uur middag. So dit was 9 uur oggend. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant om geskrywe, die koning van die Jode. Hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaak, terwyl hulle hulle hoof skud en sê, ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos u self en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Tot sover uit die woord van die Here, salig is ons die woord van die Here hoor, die dit ook in ons harte bewaar. Nou geliefdes, die gedeelte wat ons nou by stilstaansrede opgeleid het, gaan alles oor die bespotting van Jesus. Dit is die tema van vanoggend se preek, die bespotting, hoe hy gespot is, hoe hulle Jesus gespot het. In vers 16 tot 20, die eerste gedeeltetjie, sien ons die soldate. Hulle het nou Jesus daar weggeleid met Pilatus, sit vir hom 'n doringkroon op, 'n purperkleed. Purper was baie duur, dis 'n persmateriaal. Dit was net eintlik vir die konings bedoel. Hulle het hierdie water gekry, hierdie kleed wat hom aantrek, en nou spot hulle hom. En hulle buig voor hom, hulle skop hom en slaan hom en spoeg hom en druk daai doringkroon in sy kop in. Dan sê hulle, o, die koning van die Jode. En so terg hulle hom, spot hulle hom weer. En daarna sien ons, word hy ander klere aangetrek, word hy weggelei, en as hy dan uiteindelik gekruisig word, dan word al sy klere van hom weggevat. Weet ons het in ons gedagtes altyd, in die kinderbybels hang Jesus altyd daar met 'n tipe van 'n broekie of 'n ding aan met niks gehad. Dit was die gebruik dat jy met niks daar hang, jy was kaal gewees. Dit was die hele doel daarvan was om jou menswaardigheid weg te neem. Dis 'n skande. Jy moet skaam kry. Hulle het nie daar agter die tempel gedoen waar niemand kan sien. Dit was reg langs die snelweg gedoen in ons term. Net so goed jy kan doen dit langs die N1 op Paasnaand. So tipe iets.
Dis daar waar almal sien. Dis daar waar hy hang. En dit is juist die ding van kruisiging, dit is wat kruisiging so erg gemaak het. Hulle het jou menswaardigheid probeer vernietig. Dis wat die hele doel daarvan is, hulle wil die verneder. En dit is afskrikbaar. As mense daar verbygestap het, hulle het gesien, dis wat jou gebeur as jy nie luister vir die regering nie. Dan dink jy 2 keer voor jy iets verkeerd gaan doen. Want dis eintlik wat die regering vir jou sê, pas op wat jy doen, want as jy nie jou spore trap nie, dan is jy volgende. En so het hulle die mense op hulle plek gehou, hulle het gedwing om in hulle baan te bly. Vers 26 sien ons, as hy dan uiteindelik teen die kruis opgehang word, staan daar bo die koning van die Jode. Spot. Hierdie patetiese figuur teen 'n kruis opgehang, misdadiger, maar hy is die koning. Word hy so gespot. En is nie net die soldate nie. Ons sien in vers 29 en 30, selfs die gewone man op straat, die wat eens agter hom aangeloop het, baie van die wat hom na sy prediking geluister het, daar verbygestap, en dan sê hulle, en nou, het nou gesê, jy gaan die tempel afbreek en 3 dae terugbou, en hier hang jy in 'n kruis, nou wat nou? Spot met hom. Vers 31, 32, sê die owerpriester het hom gespot. Die skrifgeleerde sê, hy wil ander mense red, hy is die koning van die Jode, maar hy kan homself eers red. En dan sien ons in die heel laaste sinnetjie van vers 32, dat selfs die misdadigers wat langs hom hang, spot het. Absoluut uitgeworpe, bespot, beledig. En Markus wil hê ons moet dit raak sien. Dis nie net dat hy gekruisig het en gesterf is. Daar's ook hierdie element van hy word gespot. Hy word verneder. Hy word uitgeskyf, hy's weg, hy's verwerp. Daai gedagte kom ook baie sterk hier na vore. En dis waarna ons vanoggend so 'n bietjie wil kyk. Hierdie gedagte van die spot. En ek wil graag na die teks kyk in die hand van drie dele, 3 dinge wat ons hier sien. Hierdie gespot van wat ons sien, wys ons iets van die mensehart, van elkeen van ons hart ook. Dit wys vir ons iets van God se hart, Jesus self. En dan wys dit vir ons uiteindelik wat beteken dit vir my en jou vandag. Ja, kom ons kyk na die eerste plek. Die bespotting van Jesus leer ons dan iets oor ons eie hart. Daar's 2 dinge wat ons hier sien van 'n mens, van die mense se hart as ons na hierdie teks kyk. Die eerste is die wêreld se vyhandigheid teenoor die Here. Dis wat in mense se harte leef. Daar's 'n vyhandigheid teenoor Christus. Hulle haat die aansprake wat Jesus maak. En kyk bietjie waar spot hom. Hulle spot hom nie omdat hy sê hy's 'n rabbi nie. Hulle spot hom nie oor die bergpredikasie en hoe hy die skrifte uitgelê het nie. Hulle spot hom nie oor dit wat hy gesê of gedoen het nie. Hulle fokus op hierdie een ding, as een ding wat vir hulle pla. En dit is hierdie aanspraak dat hy sê, maar hy is die koning, hy is die verlosser. Hy sê vir hulle, hy is die wat die tempel sal afbreek en dit in 3 dae sal opbou. En wat beteken dit, as hy dit sê? Beteken, in die Ou Testament het dit nog altyd so gewerk, die enigste manier hoe jy by God kan kom is deur die tempel. Jy kan net by God uitkom deur die tempel. Nou sê hy, ek sal die tempel afbreek en in 3 dae opbou, natuurlik verwys na die 3 dae wat in die graf sal wees en dan weer opstaan. En sê hy, en nou sal ek die manier word hoe jy by God uitkom. En dis wat hy sê. Hy sê, ek is die seun van God. Jy het nog al die jare in die tempel gegaan. Dit gaan jou niks meer help nie. Die tempel gaan jou nie red nie. Net ek sal jou kan red. En dis hoekom hulle hom so spot. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor hierdie aanspraak wat hy maak, wat hy sê, maar hy is die een, hy is die seun van God, hy is die verlosser. En tot vandag toe is dit die rede hoekom mense so anti-Christen is. Dis hoekom die wêreld probeer om alles in hulle poog om alles wat hulle kan dit af te breek. Dink maar self, as jy nou so 'n bietjie, weet nie hoeveel jy op YouTube oor hierdie goed kyk nie, maar ek kyk net nogal redelik daarna. Kyk bietjie hoeveel keer kom daar geleerde mense op. Wat praat oor, maar dit kan nie wees. Of hulle skryf boeke en sê, maar dit kan nie so wees. Die wonders van die Bybel is onmoontlik. Jesus kan nie uit 'n maagd gebore wees. Hy kan nie uit die dood uit opgestaan het nie, want die wetenskap kan dit nie bewys nie. So asof die wetenskap die hoogste lyn is wat jy kan bereik. En hulle probeer alles in hulle moontlike menslike denke en verstand om te bewys dat dit nie so kan wees. Hoekom nie? Want die oomblik as hulle erken dat dit so is, dan moet hulle die knie voor hom buig. En hulle wil dit nie doen. Want die oomblik as jy erken dat Christus
dat Jesus is wie hy sê hy is, dan is daar, stel reëls vir my, dan kan ek nie meer maak sê ek wil nie. Dan moet ek die knie buig vir hom en doen wat hy sê. En so probeer dan elke manier dit afbreek. Die wetenskap is natuurlik die manier wat dit probeer. Maar selfs binne die teologie, daar was so rukkie terug, van julle sal dit dalk onthou, was groot opskudding gemaak toe die boek van Thomas ontdek is, die evangelie volgens Thomas. Nou ons het mos die 4 evangelie beskryf is, Matteus, Markus, Johannes, Lukas, daai 4. En toe ontdek hulle die gnostiese is 'n dwaaling, is 'n dwaalgroep van daai tyd. En dis omtrent 200 jaar na Christus geleef het, is hierdie boek van Thomas ontdek. En toe het almal gesê, kyk, hierso is nou 'n nuwe evangelie. En sien julle, alles wat in die Bybel staan, is nie net soos dit ons dink nie. Jesus het nooit gesê dat hy regtig die seun van God is, maar dis wat die boek beweer. Dat Jesus nie regtig die seun van God is. En toe almal nou op die bandwagon gespring en gesê, maar ja, sien jy, dit is ons maak 'n fout. Net om dit vir jou perspektief te stel. Jy onthou die man wat hier in Suid-Afrika, die pastoor wat die mense met doem gespuit het. Die duiwels uitgedryf het, spuiting is die mense met doem in die gesig. Nou, sê nou, hy skryf 'n boek oor hoe om demone uit te jaag met doem. En hy bære die manuskrip van hom daar op sy lesenaar. En oor 200 jaar krap iemand dit uit en hy sê, kyk wat Christene geglo 200 jaar terug, jy kan met doem demone uitdryf. Dan sal ons sê, nee, dis wat die dwaalleraar sê, dis nie wat Christene sê nie. En dis presies dieselfde met Thomas. Hulle het 'n heidense geskrif, 'n gnostiese geskrif gevat wat nie binne die Christelike raamwerk doen nie. Dis 'n sekte gewees daai tyd. En nou vat hulle hier en sê hulle, sien julle, die evangelie volgens Thomas, want dit is nie regtig Thomas wat geskryf het. Hulle gebruik net sy naam sodat dit nou beter klink. Sien julle, Thomas het vir ons hier goed geskryf. Dit is nie so nie. Maar so probeer hulle die hele tyd om die werk van Jesus te kelder. Hulle, dieselfde met daai Da Vinci Code. Jy onthou daai boek 2003 van Dan Brown. Hulle het mos later 'n fliek gemaak. Waaroor gaan daai hele boek, daai fliek? Dit gaan oor die kerk steek vir ons die ware Jesus weg. Die dominees en die pastore en die paus, dit gaan oor die Rooms-Katolieke kerk. So dit gaan oor die paus, die kardinale sê, sien jy, hulle het eintlik 'n verskuilde agenda. Hulle het goed wat hulle wegsteek van Jesus. Ons weet nie wie die ware Jesus is nie. Hulle gee net vir ons wat ons moet weet. Jesus het nooit gesê hy is die koning. Jesus het nooit gesê hy is die verlosser. Jesus het nooit gesê dat hy God is. En so probeer, selfs van binne af, probeer hulle hierdie aansprake van God wegredeneer. Want hulle weet, as die Here sê, hy is die Here, as dit wat hy sê waar is, dan bring dit ons voor 'n besluit. Dis 'n alles of niks besluit. Jy gaan of God bedien, of jy gaan hom verwerp. En mense hou nie daarvan. Kyk, as die Here na ons toe gekom het en gesê, ek is 'n rabbi, en ek leer julle die weg na God. Hierso, dis wat julle moet doen. Dan kan mense maklik sê, ja, okay, wat hy sê is waar of weer is nie waar. Maar dis nie wat hy sê. Hy sê, ek is die weg. Ek is die verlosser. Ek is Christus. Ek is die koning van die konings. En niemand gaan na die Vader behalwe deur my. Dit is alles of niks besluit. Jy moet hom aanbid of jy moet hom verwerp. En dis waar ons mense probleem het. Kom ek maak dit maklik vir die kinders. Daar's 'n Augustinus die kerkvader, ek het al vir julle vertel van hom. Augustinus die kerkvader aanvanklik was hy 'n heiden gewees. Toe het hy tot bekering gekom. En toe hy nou terugkyk na sy lewe as 'n jong mens voor hy tot bekering gekom het, toe dink hy aan 'n geleentheid waar hy pere gesteel het. Hy het by die buurman se boord ingebreek en 'n klomp pere gaan steel. En dan dink hy nadat hy met homself en sê, maar die vreemde is, hy was nie honger nie. En die ander ding is, hy het niks van pere. So, hoekom op die aarde sou hy nou, toe hy jong was, so graag wou inbreek en pere gaan steel by die buurman? En dan kom hy tot die gevolgtrek en sê, maar weet jy wat, dis omdat iemand vir my gesê het, ek mag nie. Dis hoe dit met ons ook werk. Jy het vir jou kinders gesê, moenie daai ding vat nie. Jy moet hulle aanvat. Jy kyk jou in die oor, maar hulle moet aanvat. Sê, moenie so toe gaan nie, dan wil ek so toe gaan. En as jy 'n bietjie ouer is, al die mans, as jy daar by binnelandse sake kom, sê vir jy moet in die ry gaan staan. Staan in 'n ry nie. Sê nie vir my waar ek staan nie, sommer onmiddellik kwaad. Hulle moet nou iemand roep, nou geld.
Hoekom? Want ons hou nie daarvan as iemand vir ons sê, ons moet dit ding doen en ons wil dit nie doen. Ons wil in beheer wees. En wanneer Jesus kom en hy sê, ek is God, julle moet die knie voor my buig, dan val die wêreld se torre af. Dan kan dit nie hanteer. Dit kan nie wees. Dis nie wat God sê. En daarom stry dit teen alles. En dis hoekom hulle hom gespot het. Hy het gesê, ek is die Messias. Waar is hy nou? Nou aan die kruis. En dis wat die spot vandaan kom. Dis wat die mense se harte leef. Dis hoe die wêreld dink. Dis hoe dit werk. Dis gewoonlik nou die ongelowige. Maar selfs ons as gelowiges het ook maar daai spot in ons. Want ons sien baie keer mis die swakheid waarmee God kom. Kyk, hy het die aanspraak en hy sê, ek is die Messias. Ek is die een wat julle gaan red. Maar dan kom hy op so sagte, nederige, ek het swakheid. Swakheid kom die my. En dit kan ons nie verstaan. En daarom die mense op die dag toe hy gekruisig is daar gestaan en sê, man, hoe werk dit? Hy sê dan is die koning. Hy sê, hy is die een wat ons kon verlos. Hy is die een wat ons by die hand gaan vat en ons die ewigheid gaan inleid. Maar hy hang nie in die kruis. As hy mos nou regtig God was, sou dit mos nie gebeur. As hy regtig die seun van God was, sou God dit mos nie toegelaat het. Dit kan nie wees. Hy kan mos nie in sulke swakheid werk. As Jesus bespot word, dan wys dit vir ons weer iets van ons menslike harte. Ons dink, swakheid kan nie van God afkom. Wat kan uit hierdie swakheid kom? Wat maar vir jouself op, hoeveel keer het nie in jou eie lewe gebeur? As daar iets met jou gebeur, het 'n leerstelling, gewoonlik kom ons nie net een keer, gewoonlik so 3 of 6 of weer 'n keer, en nog iets. Dan kom jy op 'n punt dat jy later aan sê, God van liefde? Is jy regtig 'n God van liefde? Kyk, wat in my lewe. Wat doen jy anders as spot met die Here? Jy sê, Here, ek weet eintlik wat in my lewe moet gebeur. U weet nie wat aangaan, u weet nie wat die beste vir my nie. En daarom, ons kan nie indink dat lyding en swakheid en swaar kry oor ons pad moet kom nie, want dit is ons nie reg nie. En daarom wil ons nie koppel aan die Here, die werk van die Here. Weet jy wat is die hartseerste? Jy mis waarskynlik die grootste ding wat die Here in jou lewe doen as jy dit dink. Want as jy deur swakheid wat God ons harte verander. Kyk maar net na ons teksgedeelte. Hier staan die mense, Jesus sê hy is die koning en hulle sê ja, hy sê hy is die koning, hy sê hy is die verlosser. Maar hulle dink God kan nie dit so doen nie. Hulle dink dit kan nie waar wees. Hulle staan by 'n plek in die geskiedenis van die wêreld wat die grootste wonderwerk wat daar ooit is, die grootste gebeurtenis wat ooit in hierdie wêreld sal gebeur. Jesus wat sterf en opstaan uit die dood uit. En hulle sê nee, dit kan nie wees nie. Dis mense wat werk nie so nie. God sal nie deur swakheid werk nie. Ons wat hier sit vanmôre, waarskynlik is van julle wat deur 'n paar slegte goed gaan op die stadium in jou lewe. Dalk het jy deur 'n paar slegte goed gegaan. En dan dink jy, nee, kan toch nie God wees wat deur dit werk. Waar is die Here dan nou? Hoekom? Hy sê dan hy is lief vir my. Hoekom vat hy dit nie weg? Sien nie, jy wil self beheer wees. En dis wat in ons harte leef. En dis hoekom die mense ook om gespot het. En dis hoekom ons ook uiteindelik in 'n mate die Here spot. Ons word spotters as ons so dink. Die mense wat Jesus gespot het, wys ons hoe dit mense. En hulle harte is of aan die een kant vyandig teenoor wat hy sê, en ons wil nie doen wat iemand vir ons sê, ons wil doen wat ons wil. Of aan die ander kant, deur ons swakheid sien ons nie raak hoe God in ons lewens werk, ons ontken sy werk in ons. En dan is eintlik met dieselfde mentaliteit as daai spotters om die kruis. Tweede ding is wat ons sien is Jesus se hart self. Hy gaan deur hierdie vernedering, hy gaan deur al die skande en hy kom wys vir ons waaroor dit gaan. Die mense wat hom gespot het, was nie dom mense. Hulle het geldige punt gehad. Hulle sê as hy dan nou die God is wat hy sê, as hy nou die verlosser is, hoekom kom hy dan van die kruis af? Dis 'n mate geldige argument wat hulle maak. In die Bybel is nou nie 'n storieboek nie, maar as dit nou in 'n fliek gemaak is, dan sou dit nou nie 'n baie goeie materiaal gewees het nie, want jy weet mos hoe gaan dit in die flieks altyd. Die flieks kan die held gaan nog nooit dood nie. En altyd die Here is altyd die ander kant uit en alle aksieflieks is so. Hulle van aksieflieks hou nie. Die man word op 'n stadium word die held van die verhaal word pap geslaan. Kyk, hy lê daar, hy so uit soos 'n kerk. Hulle bind hom vas. Hy kan omtrent niks doen nie. Maar bo natuurlike krag kom ewe skielik in hom in en die een oog gaan oop. En dan draai hy sy hand en hy kry 'n vuis in en hy slat die ou wat hy daar trek en hy
gryp 'n masjiengeweer en skiet almal dood en wonderlik. Want hy kan nie doodgaan nie, want dan gaan die fliek nie geld maak nie. Jy kan nie die held dan doodgaan nie, dan werk dit nie. En dis hoekom jy altyd daar's hierdie happy ending op die einde. In die regte lewe werk dit ongelukkig nou nie so nie. Die Bybel vertel vir ons die waarheid. Die apostels het nie aangekom met 'n perwa en die Here van die kruis afgehaal en die soldate oorrompel en die skrifgeleerdes aangevat en daar het hulle almal tevrede uitmekaar het en die goeie het geseëvier. En dis wat die mense nou sê. Dis die redenasie wat hierdie mense het om die kruis. En dan sê, maar as jy nou die held is, wanneer kom het? Dis nou die tyd. Wys dit vir ons. As jy dan nou die held is, soos wat jy beweer is, kry daai hande los. Kom van die paal. Doen nie dit, wat ons sien. En dit is die redenasie wat die mense gehad het. Maar jy sien, ons breintjies is te klein. Want die mense het gedink, God gaan verheerlik word as hy Jesus van die kruis afhaal. Dis hoe God se grootheid gaan openbaar word. Maar dis nie waar God sy grootheid openbaar. Hy openbaar nie sy grootheid in hoe hy Christus van die kruis afkry nie. Hy openbaar sy grootheid deur sy seun te laat sterf, sodat die wat vir hom lief is, sy sondes betaal word. Dis waar God se grootheid gesien word. Hy gaan deur hierdie vernedering, hy gaan deur hierdie bespotting. Hoekom? Terwille van die wat hy lief het, terwille van sy kinders. In daai tyd moet jy verstaan, want het alles gegaan oor jou naam. Dit is 'n tyd van eer en skaamte. Jy het vlakke gehad in die samelewing, laag, middel, hoog. En as jy boontoe wil beweeg, moet jy sekere deugdes hê, jy moet sekere goed doen. Dis eervol, jy gaan boontoe. Jy moet net nie ondertoe gaan, dis 'n skande. So dit gaan alles oor eer en skande, en dit gaan oor jou naam. As jy die antieke wêreld het geglo, jy leef voort in jou naam. So as jy jou familie se naam kan hoog hou, as jy jou eie naam kan hoog hou, dan is dit 'n eer gewees, jou reputasie en jou naam. So om jou naam te verloor, jou naam 'n bespotting te maak, was net so goed om hel toe te gaan. Dis hoe dit gesien het. En dis hoekom kruisiging die ergste manier van teregstelling daai tyd was. Want as ek vir jou sê, kruisiging was nie net daar om iemand dood te maak nie, dit was daar om jou naam te vernietig. Jy moet uitgevee word. Jy moet 'n skandvlek op jou familie se naam wees, sodat niemand ooit poog om weer so iets te doen. Dit is 'n manier om jou naam dood te maak. Ek het gesê ook, dis hoekom hulle die mense kaal gehang het. Dit is 'n absolute bespotting en vernedering. En in die kruis, Jesus hierdie bespotting deurgemaak. Hy is nie net doodgemaak, hy is verneder. Sy naam is vernietig. Hoekom? Sodat ek en jy 'n nuwe naam kan kry. Sodat ek en jy vandag hier kan sit en sê, ons is kinders van God. Dis God. Openbaring 2 sê, die kinders van God kry 'n nuwe naam. Wat beteken, weet jy wat? Gee nie om wat mense van jou sê. Gee nie om wat mense van jou dink. Gee om wat God van jou sê en dink. Dis waar die grootheid. Dis wat jy moet doen. En dit kom wys ons dan hier, as ons sien dat Jesus deur hierdie skande en hierdie pyn en lyding gaan. Hy gaan nie net dood. Hy kom dra ook hierdie bespotting, sodat ons uiteindelik 'n erenaam kan kry. As ons dan uiteindelik dan vra, wat het dit dan met ons te doen? Dit maak dit ons anders leef. Weet jy wat, mense gaan ons nie verstaan as Christene. Ons gaan verseker gespot word. Ons gaan verseker gepraat. Ons sien dit in die wêreld nog altyd. Dit is vir ons maklik in Suid-Afrika en mate van daar baie Christene. Onder die Afrikaners en onder ons mense daar redelik nog godsdienst, maar baie ander plekke is dit baie moeiliker. Die gelowiges word gespot, word uitgedryf. Want ons word nie reg verstaan. Want ons ken die evangelie. Wat sê die evangelie? Die evangelie sê dat jy word gered deur genade alleen. Daar's niks wat jy kan doen. Die wêreld daar buite dink jy moet iets doen om gered te word. So die oomblik as jy sê ek is 'n kind van die Here, ek is gered, dan dink hulle, "Jong, jy's arrogant." Almal van ons moet dit ons mos dood werk as hele lewe lank om in die hemel toe kom. Jy sê sommer jy's gered. Kan jy hoor, daar's dadelik 'n negativiteit. Jy gaan altyd verkeerd verstaan. Die Christendom sal altyd vervolg word want ons word verkeerd verstaan. En dit help nie jy sê, "Nee, wag, dis die evangelie leer vir ons daar's verdienste." Hulle glo nie die evangelie. Hulle het nie die gees van God in hulle nie. En daarom moet jy weet,
As jy hier uitgaan nou, gaan jy gespot word, en jy gaan vertrap word, en jy gaan belaglik gemaak word. Die rede hoekom die Here dit ook vir ons hier dat opteken is ons wys, maar weet wat, ons volg in die voetspore van die Here. So hoef nie op te staan en sê, maar kom ons rol op haar bolle dan. Jy hoef nie te toi en asblik aan die brand te steek, want jy kom my nou te na op een van die rede. Dis die wêreldse manier. In nederigheid volg ons in die voetspore van die Here. Want ons weet, ons is kinders van die Allerhoogste. Ons weet, hy het sy lewe neergelê, sodat ons die ewige lewe kan hê. En dit maak dat ons anders gaan doen daarby. Mag die Here ons daarin help. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, in hierdie lydingstyd bid ek vra ons dat U ons voortdurend sal bewus maak van die lyding en die swaar kry wat U vir ons deurgemaak het. En dat dit ons ook sal aanraak in ons harte. Dat dit ons sal verander. Dat ons sal besef waardeur U is, sodat ons uiteindelik kinders van die Allerhoogste genoem kan word. U naam is verneder, sodat ons 'n naam kan hê. Here, mag ons daarop antwoord en dankbaarheid. Mag ons hier uitgaan en vertel, en verkondig, en leef dit wat U vir ons, van ons vra. Here, waar ons gespot word, daar waar ons belaglik gemaak word, afgebreek word en getrap word. Here, dat ons met sagtheid en nederigheid en swakheid dit sal vat. Die voorbeeld wat ons ontvang het van U. En ons sal onthou dat ons hoef nie altyd die magtigste te wees om te oorwin. Want deur swakheid bewerk U ook oorwinning. En U lei ons en U versterk ons. En wil U dit dan ook doen vir ons asseblief. Lei ons elke dag deur die Gees, versterk ons deur die woord wat U vir ons gee. Mag ons dit oordink dag en nag. En mag ons dit leef sodat ander ook sal sien. Ons bring aan U die lof en die eer tot alle ewigheid. Amen.